Jy weet, as jy aan jou liggaam dink, dis soos 'n ongelooflik komplekse gebou, maar wat is die gom, die staal, die sement wat alles bymekaar hou? Wel, dis 'n merkwaardige materiaal wat diep binne in ons almal ingeweef is. Maar wat gebeur as daardie fundamentale bloudruk 'n fout het? Wat as die gom nie regtig plak nie, of die staal bietjie swak is? Kom ons duik in en vind uit. Dis 'n goeie vraag, né? Dink net aan die geweldige druk waaronder ons bloedvate is. Veral daai hoofslagaar, die aorta. Elke liewe sekonde van elke dag moet hy die krag van ons hartklop weerstaan. So wat gee dit daardie ongelooflike sterkte, maar terselfdertyd ook die buigsaamigheid om saam met elke polsslag te kan beweeg? Die antwoord wel, dit lê in die liggaam se eie merkwaardige interne styeerwerk. Dis die materiaal wat basies alles, van ons vel tot ons organe en ja, ons bloedvate, ondersteun en stewig bymekaar hou. En daardie materiaal staan bekend as bindweefsel. Dink daaraan soos die gom en die staalstawe, die rebar in 'n betongebou. Dis hierdie fyn geweefde netwerk van proteïene wat alle struktuur, sterkte en elastisiteit gee. Sonder dit sou ons bloedvate eenvoudig nie die konstante druk van ons hartklop kon hanteer nie, geen manier nie. So, kom ons ontmoet die hoofspelers in hierdie bindweefsel. Eerstens het ons kollageen, dis soos die sterk duursame kabels. Dan is daar elastien, wat presies soos 'n rekkie werk. Dit laat weefsels toe om te rek en dan weer terug te spring. En dan fibrillien. Dis 'n kritiese proteïen wat help om daardie elastiese vesels te organiseer en in stand te hou. En soos ons nou gaan sien, kan 'n probleem met enigeen van hierdie 3 regtig ernstige gevolge hê. So, wat gebeur as daardie genetiese kode, die bloudruk, vir een van hierdie proteïene 'n fout het? Kom ons kyk na 'n baie spesifieke voorbeeld wat dit alles pynlik duidelik maak. Ons gaan nou inzoom op Marfan-sindroom. Dis die perfekte voorbeeld van hoe 'n mutasie in net een enkele geen 'n hele kaskade van probleme reg deur die liggaam kan veroorsaak. En dit alles omdat die bloudruk vir die bindweefsel van die begin af foutief is. Kyk net 'n bietjie na die verskil hier. Aan die linkerkant sien ons 'n gesonde aortawand, netjiese, parallelle, elastiese vesels wat 'n sterk georganiseerde struktuur vorm. Maar regs, in 'n aorta wat deur Marfan-sindroom aangetas is, wel, dis chaos. Die vesels is gefragmenteer en heeltemal deurmekaar. Dit maak daardie vaatwand inherent swak en baie geneig om onder druk uit te rek. En die oorsaak, dis 'n enkele foutiewe geen, FBN1. Hierdie geen bevat die instruksies, die resep, om daardie fibrilline 1 proteïene te bou. As die instruksies verkeerd is die proteïene wat gebou word natuurlik ook foutief. En as die proteïene foutief is, begin die hele struktuur uitmekaar val. Maar dis nie net 'n strukturele probleem nie. Ek sien, dis ook 'n kommunikasieprobleem. Dink aan fibrilleen soos 'n wag, wat 'n baie kragtige groeisein, genaamd TGF-beta, onder beheer hou. By iemand met Marfan-sindroom is die wag, die fibrilleen, swak en kan nie daardie groeisein ordentlik vashou nie. Die resultaat, daardie sein loop amok en stuur boodskappe wat die aortawand aktief nog verder verswak. En hierdie fout in die bloudruk, dis nie uniek aan Marfan-sindroom nie. Glad nie. Dis eintlik deel van 'n hele familie van genetiese toestande wat almal die liggaam se bindweefsel teiken. Hierdie groep toestande staan bekend as oorerflike bindweefselafwykings. Elkeen het 'n ander genetiese fout, miskien 'n probleem met kollageen of 'n ander deel van daai seinpad. Maar die eindresultaat is dikwels presies dieselfde, gevaarlik swak bloedvate. Hierdie tabel wys vir ons 'n paar van die familielede. Ons ken nou al Marfan met sy fibrillien 1 fout wat die aorta wortel teiken. Dan is daar vaskulêre Ehlers-Danlos of VEDS. Hier is die probleem met die kollageen self, daai kabels, en dit lei tot uiterste broosheid van bloedvate reg deur die liggaam. Loeys-Dietz-sindroom aan die ander kant hou weer verband met daardie TGF-beta seinpad en veroorsaak baie aggressiewe aneurysmes. Soos jy kan sien, verskillende genetiese oorsake, maar 'n gedeelde gevaarlike eindresultaat. En dit bring ons by die mees lewensgevaarlike gevolg wat so baie van hierdie toestande in gemeen het, die vorming van aneurysmes. So wat presies is 'n aorta-aneurisme? Wel, dis 'n gevaarlike uitbolting, 'n soort ballon in die wand van die aorta. Die swak bindweefsel kan eenvoudig nie die bloeddruk weerstaan nie en begin uittrek, presies soos 'n swak plek in 'n motor se buiteband. En sodra daardie ballon begin vorm, is daar 2 massiewe gevare. Eerstens, 'n disseksie.
Dit is wanneer die binneste laag van die aorta skeur en bloed forceer sy pad tussen die laag van die vaatwand in. Die tweede en mees katastrofiese is 'n ruptuur. Dit is wanneer die aneurisme heeltemal bars. Hoe ernstig is dit? Kom ons stel dit so. Voor die era van moderne chirurgie en mediese bestuur was die gemiddelde lewensverwagting vir 'n persoon met onbehandelde Marfan-sindroom net 38 jaar oud. En hier is hoekom. Vir daardie onbehandelde pasiënte was die oorsaak van dood in meer as 90% van die gevalle kardiovaskulêr. Dit was amper altyd 'n aortadisseksie of 'n ruptuur. Maar vandag is die storie heeltemal anders. Dokters het 'n duidelike drempel vasgestel. Wanneer die aortawortel groter as 50 mm word, beveel hulle voorkomende chirurgie aan. Hulle gryp in en herstel die aorta voordat dit die kans kry om te misluk. En dit, mense, bring ons by die laaste en eerlikwaar die mees hoopvolle deel van hierdie hele verhaal. Hoe moderne medisyne die toekoms vir mense met hierdie toestande heeltemal herskryf het. Ja, die risiko's is ongetwyfeld ernstig, maar 'n veelvlakkige benadering wat diagnose, konstante monitoring en proaktiewe behandeling kombineer, het die lewens van mense met hierdie toestande fundamenteel ten goeie verander. Die moderne strategie is 'n gekombineerde aanslag. Dit begin met vroeë diagnose, dan konstante monitoring met beeldskanderings om die aorta fyn dop te hou. Lewenstylaanpassings speel 'n rol, soos om intense sportsoorte te vermy. Medikasie help om die groei van die aorta te vertraag. En uiteindelik, die kragtigste wapen in die arsenaal, proaktiewe chirurgie. En die resultate, dis verstommend. Kyk gou na hierdie tydlyn. In die 1970s was die lewensverwagting vir iemand met Marfan-sindroom omtrent 1/3 korter as die algemene bevolking. Spring ons vorentoe na die 1990s, het beter chirurgie en medikasie die uitkomste reeds dramaties verbeter. En vandag? Wel, vandag is 'n byna normale lewensverwagting heeltemal haalbaar. Dis 'n ware suksesverhaal vir moderne medisyne en hierdie aanhaling som dit perfek op. Chirurgiese vooruitgang het die lewensverwagting teruggebring na die byna normale omvang. Ongelooflik. En dit laat ons met hierdie laaste gedagte. Dit begin alles by die begrip van 'n enkele genetiese fout. 'n Klein fout in die bloudruk vir een enkele proteïene. Daardie kennis, gekombineer met mediese innovasie, het nie net individuele lewens gered nie, dit het die toekoms vir hele families wat deur hierdie oorerflike toestande geraak word, heeltemal herskryf.